Soos ek reeds gesê het, Pierre het vanmôre verskoning gemaak en hy het vir my sy verse gegee wat hy ook voorberei. En weet julle, met alle saam, met die gebedsversoeke en alles, val dit alles saam, sonder, en hierdie woord, sê die Here, is 'n tweesnydende swaard. En vanmôre toe sê ek vir die Here, maar vanmôre gee U 'n tweesnydende swaard, 'n gedigte wapen, in 'n man vol onvermoë se hande. Maak dan vanmôre die hande wat hierdie swaard moet hanteer, Here, dat die swaard nie te swaar vir sy arm sal wees, dat sy voete nie te stadig sal wees om die nodige passies uit te haal om hierdie swaard te kan swaai nie. Dat ek bekwaam kan wees om hierdie swaard op te tel. En toe ek lees wat hy daar die 2 verse gee, toe gaan daar weer vir my 'n lig op. Want die verse is in Openbaring 1. En hy gee vers 5 en vers 6. Maar vers 5 moet jy die voorafgaande vers 4 lees om vers 5 in volheid te bring. Nou sê hy vers 4 van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asie, genade en vrede vir julle van hom wat is, wat was en wat kom, en van die 7 geeste vir sy troon, en dan kom vers 5, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos. Dis vers 5. Vers 6 sê, en ons sy koninkryk gemaak. Nie bygevoeg tot sy koninkryk, en ons sy koninkryk gemaak. So. Jy is nie bygevoeg. Jy gaan nie die geringe wees nie. Jy is bygevoeg tot sy koninkryk. Daar's baie ander dele in die woord wat sê, kyk na Johannes, die doper. In die koninkryk van God sal hy selfs minder as die geringste wees. En al hierdie dinge kom in ons menslike gedagtes op, en ons kleineer onsself so maklik. Die ou ontleding van die Onse Vader is, daar waar hy sê, bewaar ons teen die bose, sê, en Here, help my teen myself, en dan teen die Satan. Here, help my teen myself. Bewaar my teen myself. Want dis in die mense aard van die val van die paradys af, om homself aan te val. Hoe baie keer val jy jouself aan? Nou gaan hy aan en hy sê, en ons sy koninkryk gemaak. Hy het ons sy koninkryk gemaak. Priesters vir God sy Vader. Dan sê net aan hom behoort die heerlikheid en krag tot in ewigheid. Amen. Nou, kom ons gesels bietjie. En vandag se daar 'n pastoor en 'n predikant het 'n geestelike gesag, of ons dit nou wil erken of nie. En as so 'n pastoor of predikant skeef trap, dan kry hy 'n hele gemeente seer. As so 'n pastoor of predikant skade ly, dan ly 'n hele gemeente.
veral as dit 'n close by gemeente is. En maar nou, dit is nou die pastore en predikante. As jy gaan kyk na 'n priester se lewe, van die tyd wat hy leer, loop hy saam met sy leermeesters. Dis waar die ding kom, waar hulle rabbies genoem het. En hy word vir 'n lang tyd onderrig. Maar daai leerling het al klaar die kleding aan wat hom onderskei van die normale mens. Hy's 'n leerling van priester so en so. En dadelik het hy uit die openbare oog uit, het hy aansien. Jesus kom en hy neem al daai wêreldse klere, dinge weg en hy gee vir ons 'n nuwe kleed. 'n Heerlikheidskleed wat ons nie self raak sien nie. Hy beklee ons met lig en hy sê laat julle lig so skyn voor die wêreld dat hulle julle goeie werke sien en my Vader wat in die hemel is daardeur verheerlik. Hy kom en hy sê hy het ons priesters vir God sy Vader. Hy het ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Nou kom die menswees in ons, en hy sê nie die dinge van die aarde bedink nie. Hier sal julle allerhande vervolging, verdrukking en Matteus sê hy self jou kinders gaan teen jou draai. Jy sal van alle kante af vervolging kry. En vir alle pa. 'n Pa, omdat hy in 'n gesagsposisie is hy gewoonlik die een teen wie die meeste weerstand gebied word. Ek hoor altyd so 'n klein seentjie wat by my kinders gekom het, dan kom kuier hy, ek sien sy moedertjie elke Woensdag nog. Die ouetjie se naam was Nikkie. En dan kom Nikkie met 'n bewolkte gesig by my aan. Dan kom hy vir Etienne, hulle kuier, dan sê ek vir hom, ag ou Nikkie, wat vandag so swaar op die hartjie, jong. Sê, my pa! En dan sê hy so kwaad vir sy pa. En dan, as ek toe 'n bietjie met my kinders en dan ek vra vir hulle, word jy kwaad vir ma? Nou, partykeer. Word jy kwaad vir pa? Dan bly hulle doodstil. Of hy sê, baie. Die oomblik wat jy in 'n gesagsstruktuur instap, is daar verskillende reaksies teen jou. Maar wat is jou reaksie op daai gesag wat aan jou toegesê is? Bedink jy dit ooit? Of dink jy, as ek dit net maak in die hemel, dit is genoeg vir my? Hoe beskou jy jouself na die verlossingswerk in die vrygemaaktheid wat in Christus is? Wat is jou lewensbeskouing oor jouself? 'n wurm? Of 'n oorwinnaar? Ek het predikante hoor, ek hoor sy stem vandag in my ore. Here, ek is maar net 'n wurm. Ek is niks. Nederigheid is glad nie dit nie. Nederigheid is glad nie dit wat ons in hierdie wêreld gemaak het nie. As hy sê, jy is meer as 'n oorwinnaar. En jy vat vandag se lewe net op die sportwêreld, word daar elke jaar nog, ek is 80 jaar oud. Vir jare lank het daai ou se rekord gestaan en word hy gebreek. Een oom was oom Jacobs, Kolletjies Kafee, onthou julle, hy het daar gebly om Jacobs. Hy het vir jare 'n
Ek weet nie in watter wedloop. Vir jare het sy rekord gestaan. Maar op die ou en daai rekord gebreek. Gereeld nog. Dan staan jy verstom dat die mens nog steeds aanhou rekords breek. Waar is jy? As jy meer as oorwinnaar is. Priester vir die almagtige God. Nou in die priesterdom self is daar priesters wat geringe take het. Priesters wat massiewe take het. Hy is die hoofpriester. Hy is net onder die hoofpriester. Hy is die priester van daardie sektore van die volk. Hy is priester afgesonder net vir daardie gedeelte. Hy is priester net om die tempel voor te berei vir die samekomste. Hy is die priester wat by die deur staan en die mense groet. Hy is en so het elkeen 'n verskillende bekwaamheid. Waar het jy al jou bekwaamheid ontdek? Ek het Johan hier gehad, de Wit. En dan vra ek vir hom, Johan, is jy sendeling? Hy jou look. Nee joh, ek is 'n ellendeling. Ek naslag hy sy hart uit vir Johan soos hy eie boetie geken. Hy sien vir Johan vandag. Die nederigste mens wat jy kan kom. En hy het homself so in die voet altyd geskiet ook. Maar sy getuienis is so, daar soveel aanklag gekom na sy egskeiding, dat sy twee seuns niks met hom te doen wil hê nie. Eendag getuig ek hier oor Johan en hier sit 'n man, een van die gebedsgroepe, van die ou manne wat in die gebedsgroep was, en hy sê, ag, ek is so naby sy twee seuns, ek is hulle beste vriend. Hulle het nooit hulle pa geken nie. So nederig was hy. Albei van Wyk. So nederig. Hierdie predikant wat ook altyd aan hierdie kant gesit het, wat die woord so op die vingers het, en het Johan Oom Herman. Oom Herman. Oom Ben Pieterse. En so deur kon jy. En hoekom dink ons vandag aan hulle? Hoekom kan ons nog steeds as stil is en eendag ek kom hom met Pieterse op. Man, hy het 'n pypie in sy mond. Hy het 'n longpoel gehad. Daai pypie kon hy hier van af toilet toe stap, so 'n lang pypie. Maar hy is daar. Hy is nog gereed. Tot op die laaste gereed. Ek het by wie was hierdie ander een? Ek het by hom gaan kuier toe op sy laaste was met die kanker ook. Hierdie onderwyser Ribo, ek het hom nou genoem. Oom albei. Albei. Siek. Maar tot daar in sy swakheid. Die oortuiging in sy hart. Ek is 'n kind van die Here. Ja, ek gaan na 'n heerliker plek toe as hier. Die pyn en die lyding en al hierdie dinge gaan einde kry. Die eensaamheid gaan verdwyn. Die verstotenheid en die oordeel oor my gaan wegval. Jesus sê vir ons sal al hierdie dinge beleef. Waar bevind jy jouself as jy die dinge van daarbo bedink? As hy hier is en sê, priesters vir God sy Vader. Priesters vir God sy Vader. Jy gaan nie gering wees nie. Daar is nie meer van net maak nie. Daar's baie woord in die woord daarvoor.
Hulle wat tot die einde toe volhard. Hulle wat tot die einde toe volhard. Is jy nog volhardend of begin jy bietjie op jou pad opgee? Begin jy meer op jouself konsentreer as wat jy konsentreer op dit waarmee jy na die redding bekleed is? As men deur die woord gaan laat seentjie van 8 jaar oud word 'n koning. Die Here kyk nie na jou aansien en na wie jy. Hy bekleed jou. Kon hy seentjie koning geword het sonder dat dit die wil van God was? Onmoontlik. Want 'n 8-jarige seentjie kan nie regeer nie, tensy God dit beskik. Tensy God. En hoe het hy dit beskik? Hy het dit beskik deur mense om hom te plaas wat die pligte van sy skouertjies afneem, wat vir hom raad gee, tot die oudste konings, het raadgewers. Sien jy nog jou raadgewers raak? As jy Vrydagoggend gekom het, word jy nog bemoedig, het jou raadgewer jou hart geraak op 'n Vrydagoggend, subtiel op 'n perfekte manier, net dit wat jy vir daardie dag nodig gehad. En as hy nie deur die woord gekom het nie, ek het nou opgelê die liedjies wat Susan gisterand, ek het al moedeloos geraak, my vrou gaan nie vanaand kamer toe kom nie. Ek nou rand op krippel om te kyk waar hy sy so lank. Toe sy nog besig om stilte tyd en voorbereiding te hou. En as ek na hierdie liedjies, hierdie Godverheerlikende liedjies kyk, dan val dit so perfek. Gisterand het ons nie geweet Peer gaan nie vanmôre hier wees nie. En as ek daarna ingekom het en die manne gesels so en hulle praat, elkeen sê iets en dit val so in plek. Dan besef jy, hierdie twee snydende swaard is baie sterker as wat jy ooit kon hê. En jy maak jou arm sterk en jy wil hierdie swaard swaai. Want hierdie swaard gaan deur gewrigte. Wat sê die woord? Hy gaan deur gewrigte, deur verstand, deur alles. Is 'n kragtige wapen. Maar ek skiet myself in die voet en sê, ek kan nie. Ek het nie daai kwaliteit nie. Hoekom? Want ek weeg my teenoor mense. Ek weeg my nie teen hierdie wonderbaarlike woord van God nie. En ek stel myself nie oop vir sy gees om deur my te werk nie. En ek is uit die geveg uit. Ek kanselleer my uit die geveg uit met my denke. En hy sê, my kind, jy's meer as 'n oorwinnaar. Staan op, vat jou bed en stap. Jy is gesond. Jy's uit daai situasie uit. Jy is nie meer wat jy was voor ek jou geroep het nie, want ek het vir jou 'n nuwe hart, 'n nuwe gees en 'n nuwe verstaan gegee. Ons kan sê verstand, maar hy het jou 'n nuwe verstaan gegee. In die nuwe verstaan kan alles intrek, kan alles verwerk, ongeag jou opvoeding, ongeag waar jy groot geword het, ongeag wie die wêreld dink wie jy is. Daai dinge maak nie saak nie. As Jesus jou sien, is jy bekleed met die kleed wat hy oor jou skouers gesit het. Jy is 'n priester. Hy noem jou ook die priester van jou huis. Die priester by jou werk. En die oomblik, ek en Henny kan daarvan getuig, ons werk baie keer met mense van 'n agtergrond wat God nie ken nie. Wat heeltemal uit ander volke uit is.
wat nie maklik verstaan nie. En baie keer, dan raak jou die meertjie kort. Dan raak jou denke afgestomp. En dan lei jy nie meer deur voorbeeld nie, maar deur woorde. Maar hoeveel keer het ek vir jou gesê? As die Here daai woorde op ons moes gebruik, hoeveel keer het ek vir jou gesê? Sou dit nooit opgehou het nie. Maar hy doen nie in liefde. En hy bring jou weer tot 'n rustigheid. Hy vermaan jou weer tot vredeposisie. En jy straal weer daai vrede uit. Sonder dat jy hoef te sê sorry. Bring die Here die sorry in daai ou se hart. En hy sê, ek het meneer kwaad gemaak. Ek was dalk nie so reg nie. En die vrede, hy bewaar die vrede. Hy maak reg wat vir jou uit jou aannames uit verkeerd was. En alles wat jy doen, is hy die beskikker van jou lewenslot. En hy bestuur jou op weë wat jy glad nie verwag nie. Hy bring hoop waar jy dalk wanorde gesaai het, bring hy weer hoop. En hy bring weer dinge bymekaar en alles kom weer reg, omdat hy in beheer is. Daarom, ook as jy vandag teruggaan, kyk met nuwe oë na jouself. Meer as 'n oorwinnaar. In elke situasie, elke tuisterende gedagte. Want bind hy die sleutels van die koninkryk en van die dood. En hy het sleutels vir jou gegee. Bind daardie goed. Ja, maar ek's meer as oorwinnaar. Die ou, ek het dit al so baie gesê, maar dis 'n balk in my lewe ook. Jan Piet met eendag weer gaan preek in sy eie dorp en hy was 'n stoute klein pokker. En hy het laat in sy lewe tot bekering gekom. Hy het baie droog gemaak en hy moet in sy tuisdorp gaan preek. Aanvanklik was hy bietjie bekommerd, want hy het 'n legacy gehad in hy dorp. Daar was baie tannies wat van hom baie kwaad was. En baie mense het glad nie van hom gehou nie. Hierdie Hollander was wild. En toe hy op die preekstoel klim, toe staan 'n tannie op en sê, hy is 'n dit en hy's 'n dat en ek kan nie onthou wat als, maar wat wille goed. En hy die Bybel voor hom, wat voor hom oom, het hy soos toegemaak en gesê, maar dat is aan die kruis genaal. Halleluja. En die Here Jesus het dit in die diepte van die see ingewerp. Hy het een bordjie opgehef. No fishing! Prys die Here. En daai tannie het omgedraai en kom sit. En kom luister. Wat hierdie verwerpte persoon vir hulle die boodskap bring. En ek glo agterna het hulle sy hande kom vat. Omdat hy hulle gesien het hoe God 'n wonderwerk in sy lewe dat gebeur het. Sonder dat hy het op daai oomblik 'n hartstogtelike en 'n bekommerde en 'n gevoel van verwerptheid het in woorde uitgebars oor die gemeente. En God kom draai dit om. En hulle oorlaai hom met liefde. Hulle vra hom, wanneer kom jy weer? Halleluja. Jy moet weer kom. En hulle besing hierdie verwerpte. Besing hulle sy naam. En Jan Piet het vir jare lank hierdie lig wat hy daar laat skyn
het hom gevolg. En daardie klad op sy lewe is uitgewis in die gewone mensharte. God kom draai sy legacy heeltemal om. So daardie dinge wat jy in jou hart mee stoel, kan hy ook omdraai. Jou legacy wat jy nagelaat het, kan hy ook kom omdraai. Tot, maak nie saak of dit jou eie kinders is, maak nie saak of dit jou bure is. Ergens gaan jou lig deurdring, want die lig verdryf die duisternis. En hy het vir jou 'n lig gegee. As daar duisternis om jou is, omdat Christus jou bekleed, het jy 'n kragtige lig wat uit jou uitskyn. Moet dit nie onderskat nie. As jou baase, jou medewerkers, jou bure, jou vriende, jou vrou, maak nie saak wie nie. Bly jy wat jy was is toe ek jou geroep het. Ek dink dit staan in Korintiërs. Ek weet nie meer wat. Bly jy wie jy is toe ek jou geroep het. Voor ek jou geroep het, nee. Toe ek jou geroep het. Nie voor jy die geroep is. Want daai oomblik toe Jesus vir daai disipels sê, volg my. Drop hy die man wat so heerskappy oor hom gewy. Daai ou paas was kwaai. En hulle sê die vissermanne was eers kwaai. Hy het jou nie met 'n sweep geslaan nie, hy het hom om die span geslaan. Hulle was wit. En hy drop die nette. Hy sê nie, pa, jy moet my nou vergewe of dit of dat nie. Ek kan agter daai man nie. Want pa ken nie daai man nie. Hy het alles net so gelos en dadelik agter Jesus aangegaan. Hoe dit daarby uitgekom het, gaan my verstand te bowe. Want hy het nog net visvang geken. En Jesus sê, kom, volg my. Ek gaan julle vissers maak van mense. Ongeskoold. Hy ken nie die land nie, hy ken net die see. Hy ken net om my boot in die water te stoot. In die paadjie van sy huis af na die kaai toe. Hier kom Jesus en hy sê, volg my, en hy vat hom hier in die land in. Hierdie ou is so afgesonder, al wat hy ken is om die nette te gooi en die nette reg te maak, en dit is sy globale bestaan. En hy word hier skielik 'n disipel van die allerheilige Here Jesus. En hy volg hom. Hoe het hierdie dinge in sy lewe gebeur? Is hy iemand wat om enigiemand sal volg? Of is dit die krag van die Here Jesus wat daai oomblik toe hy sê, volg my. Alles binne in hierdie mens verander het, soos hy verander het in jou hart, toe hy gesê het, Hendrik, volg my, Kobus, volg my, volg my, volg my, volg my, volg my. Daai oomblik het alles verander. En daai oomblik het Simon nie meer 'n visser gewees nie, maar 'n volgeling van Christus. Met genoegsaam alles. Hy was so baie lief vir die Here Jesus. Hy het spontaan als gereageer. En hy was partykeer baie voorbarig geweest, maar so lief vir die Here. En op die ou einde word hy een van die groot apostels ook. Hoe sien jy jouself in Christus? Hoe sien jy? Gebroke, geboue, 'n wurm? Of sterk, kragtig in die Here?
Hy sê, laat daai slapskouers, trek hulle reguit. Trek die wapenrusting aan. Hou aan, sonder ophou. Moenie kyk na die tekens nie. Kyk na wat ek gedoen het. Amen.